van ons nie. Ek kyk byvoorbeeld vandag weer na een van die ouens wat op my Facebook is. En hy's 'n tipiese Israel witvisie leer tipe ou. Hulle het allerlei nuwe name vir hulle tipe geloof. En hulle probeer die heeltyd die kerk terugvat na die Torah toe, na die Ou Testament toe, na die wet van Moses. Jy weet, hulle kry selfs iemand om Galasiërs uitmekaar uit te trek op hulle manier. En hulle verdraai die skrif so om hulle self te pas, dis net nie waar nie. Dis eintlik skrikwekkend. Hierdie mense het nie die Heilige Gees nie. Hulle verstaan nie wie die Heilige Gees is nie, verstaan nie wat hy kom doen het nie, en verstaan nie sy krag nie. En daarom probeer ons maar om, Shalom ou tuis, daarom probeer ons maar net rustig deur die skrif lees en ons kry antwoorde. Dis nie so moeilik nie, man. Die Bybel is nie geskryf om vir ons de mekaar te maak nie. Jy weet wat vir my baie interessant is, as hierdie ouens se leer reg is, as hulle leer ooit reg was, nee, waarom was daar sulke groot herlewings in Wallis en in Ierland en in Skotland en in Engeland en in Amerika, Suid-Afrika, China, Singapore. Al hierdie plekke het massiewe groot herlewings geervaar, waar die Gees van die Here beweeg het en waar mense tot bekering gekom het soos wat die Nuwe Testament vir ons leer, sonder dat hulle terug hoef te hardloop na die ou wet toe. Jy sien, omdat hulle nie weet wat is die wet van Yeshua nie. Hulle weet nie wat is die wet van Christus nie. Hulle weet nie wat die wet is nie. Goeienaand, Marie. Hulle weet nie wat die wet is nie. Omdat hulle nie weet wat die wet is nie, kan hulle nie die wet behoorlik toepas nie. Daar is net nie 'n manier nie. Jy sien, en vir ons is dit eintlik baie eenvoudig. Ons lees net wat die skrif sê. Dis al. Kom ons bid gou saam. Vader, dankie dat ons weer vanaand 'n bietjie Bybelstudie kan doen. Dankie dat ons weer na u woord kan kyk en dankie dat ons vir u kan vertrou om vir ons te lei deur die woord. Ons vra dat u vir ons helder oë van die verstand sal gee. Helder oop oë van die verstand. Sodat ons kan sien wat u vir ons wys. Dit is maklik om net oor die Bybel vinnig te lees, Vader, as 'n storie, en ou sien nie die tydperk wat plaasvind nie, ou sien nie die in-betweens nie, soos ons sê, die tussenin goedjies wat gebeur, ons sien dit nie, as ons net eenvoudig die Bybel net soos 'n storie probeer lees. Maar wanneer ons 'n bietjie rustig lees, en ons begin verduidelik, dan raak dit iets anderste. Maar ons het u Heilige Gees nodig om vir ons alles te wys. Alles wat u vir ons wil wys, en daar is soveel in u woord. So wees met ons vanaand, my koning, almal wat opkom en almal wat later luister, en ons sê vir die dankie daarvoor vanaand in Jesus naam. Amen. Prys die Here. So kom ons gaan aan, ons is in 2 Konings 2, en ons het nou gisterand gesien wat met Elia gebeur het. Hy is weg. Nee, bewaar van vuur, perde van vuur. Hy is weg. Jan, wat sê jy? En hierdie ou is nou weg. Maar nou het sy mantel geval op Elisa. En Elisa het 'n dubbele porsie gekry. Onthou julle, ek het vir julle gesê, julle kan vra vir 'n dubbele porsie. Jy mag. As die profeet dit in die Ou Testament kon doen, kan jy dit vandag doen. Jy as kind van God mag vir die Here vra vir 'n dubbele porsie van sy Heilige Gees. Die vraag is net, wat gaan jy met hom maak? As die Heilige Gees begin kragtadig deur jou werk, wat gaan jy doen? Jy sien? Jy kan nie net stil sit en stil bly nie. Jy kan nie. Ek wil graag hier in Pretoria wil ek 'n huiskerk begin. En ek het nou tipe van aangesluit by 'n kerk hier in Pretoria. Maar hulle het allerlei reëls wat, ja, ek sal amper 5 maande in hierdie kerk, Maar hulle wil hê nadat 'n ou 'n member geword het, moet jy nog 6 maande daar wees.
voordat jy kan 'n leierskursus doen en dan 'n huiskerk doen. Jy weet, dit is vir my so onnodig. Ek stap al hierdie pad 41 jaar. En nou moet ek nog vir 6 maande wag vir ouens om vir my iets te leer wat ek nie nodig het om te leer nie. Loftie, wat sê jy? Die een pastoor is veronderstel om vir my vandag te bel en hy het nie daarby uitgekom nie. Wel, kom ons kyk, miskien bel hy my môre. As hy my nie by die einde van hierdie week bel nie, dan gaan ek my eie besluite neem. En voordat hulle ook uitvee, dan het ek 'n huiskerk hierso in hierdie huis. Dis huiskerk. En ons leer die mense reg, op woensdaagaande. En as ek moet, dan kan ek dit selfs live doen. Nee, ons sit net die kamera 'n bietjie deur. En almal raak deel van die huiskerk. Hoekom nie? Wat nou great is, een van die ouens het koffie met brood gekyk op YouTube. En nou Loftie en nou Jan, en dis die hele name wat nou hier voor my is. Hy het koffie met brood gekyk, en hy het gesê, asseblief Richard man, doen dit op YouTube live. Dus sê ek vir hom, ja, weet, ek het 'n webkamera, maar weet, die webkamera het my wat R400 of so iets gekos, of R375. En dit is nou nie die beste nie, maar hy werk, maar ek kry nie die dinge lekker uitgesorteer nie, en ek wil graag 'n ordentlike beeld kan gee wanneer ek dit doen. Raai wat gaan doen die ou toe? Hy gaan koop 'n webcam vir R2.500. Dis nou op pad na my toe, 'n Logitech webcam. Here is goed, man. Wanneer ons goeders nodig het, dan kom hy deur. Nee, en hy hou ons aan die gang. Hy gee ons genoeg vir die dag. Hy hou ons aan die gang. En hy seën ons. So daar's nou 'n nuwe kamera op pad na my toe. Kamera wat ek hierso kan opsit op die laptop. Ek kan hom skuif hier op die skerm, ek kan hom hou op die laptop. En dan kan ons live Bybelstudie doen. En live koffie met brood doen. As ek nou live Bybelstudie doen, dan gaan dit nou, die hele idee van live, ek is nou live, maar die hele idee van live is om dit op YouTube te kan doen en om mense te kry om betrokke te raak, om saam te gesels. Dis die idee van die kamera. So, dan is dit eintlik baie maklik. Wat ons dan doen is, ons doen die koffie met brood op YouTube en ons laai dit op Facebook, as dit klaar is. Maar nie, wat sê jy? Kyk wat sê jou Loftie, daar is al reeds huiskerkgroepe, selfe wat live op is. Daar is, weet jy Loftie, die probleem wat ek het met dit, is jy wat by die huis sit, jy kan nie regtig deelagtig word van die Heilige Gees werking in die groep nie. Tensy die Heilige Gees praat en sê, daar's nou iemand wat kyk en weet hulle het hierdie behoefte nodig. En soos dat ek nou hierso sit, soos nou sê die Heilige Gees vir my, is iemand wat sukkel met 'n maagpyn. Net so. Terwyl ek aan hierdie dinge dink, sê die Here vir my, is iemand op wat hierdie video kyk, en hom gaan kyk, of wat hom dalk gaan kyk. Dis nie 'n klip in die bos nie. As iemand sit met 'n maagpyn, jy sukkel. En die rede hoekom Vader dit uitwys, is baie eenvoudig. Hy wil dit genees. En wanneer jy die geloof het, om dit uit te spreek, en te weet wat Vader wil doen, dis hoekom dit na jou toe kom, dan is dit so. En die maagpyn word gesond, net daar. Dis nie duimsy goed nie. Wanneer mense in die krag van die Heilige Gees begin beweeg, nee, dan gebeur dinge. En jy moet toelaat dat dit gebeur. Jy moet jouself beoefen in hierdie dinge, en ek weet nie hoekom die Here my nou op hierdie pad vat nie. Vanaand om met julle hieroor te gesels nie. Maar kom ons gesels daaroor. Nee? Wanneer jy toelaat dat hierdie dinge gebeur, dan gebeur dit al hoe meer gereeld. En laterand beoefen jy jouself daarin. Dan kom jy by die plek soos
met Elia, waar jy weet wanneer daar 'n storm is, dan is dit nie God se stem nie. Christo, wat sê jy? Wanneer daar 'n aardbewing is, dis nie God se stem nie. Wanneer daar 'n rukwind is nie God se stem nie. Jy moet al hierdie goed sien soos wat hy by jou verbykom. Dis wanneer hy by jou verbykom. Staan in die bek van die spelonk. Staan in die deur van jou huis en laat hierdie goed by jou verbykom. Weet julle wat ek lief om te doen, as daar 'n storm is, 'n reënstorm, nee, dan gaan staan ek buite. Net sodat ek nie kan nat word nie, ek gaan staan nie daar, en ek wag. En as die storm by my verbykom, dan luister ek. En as Vader wil praat, dan praat hy. Want Vader praat in 'n rustige, kalm, stil manier. En hy praat in jou binneste. En jy weet presies wat hy sê. Jy sien? Ek het 'n hekel aan groepe wat vir mense wil leer hoe om die stem van die Here te hoor. Dis vir my regtig 'n probleem. Dis asof ek vir die God van die heelal sê, dat hy weet nie hoe om te praat nie. Hy weet nie hoe om te praat nie. Ons moet leer hoe om sy stem te hoor. Want hy weet nie hoe om te praat nie. In 2007, mag die Here my reg help. Dit was in die begin van die jaar 2007. Dit was net na die Kersfees. Ja, want ek het daai Bybelskool 'n jaar gehad. Dit was net na Kersfees gewees en ek was op 'n goeie plek nie. Ek was nie op 'n goeie plek nie. En ek staan in die middel van my kamer. Nou, daar is van julle wat hierdie getuienis ken, as ander wat nie hierdie getuienis ken nie. Ek staan op in die deur van my kamer. En die stem van die Here kom na my toe. Hard. En die stem van die Here sê vir my, is jy nou klaar, profeet? Ek skrik my alie af. En ek val op my knieë. En ek sê vir die Vader, ek is klaar. Toe sê hy vir my, nou wat het jy gesien? Toe moes ek nou vir Vader verduidelik wat het ek gesien. En ek het 'n klomp goed gesien. Die punt wat ek probeer maak is dit God praat. As jy hom nie hoor nie, beteken dit eenvoudigheid niks om vir jou te sê op hierdie stadium nie. En as jy wil hê dat hy moet met jou gesels, lees sy woord. Lees sy woord. Vra hom vir sy Heilige Gees. Wag, ek het gou kyk of ek net daai. Die Here lei my nou net in hierdie rigting vir 'n rukkie. Kom ons kyk net gou. Ek wil net gou vinnig kyk of ek hierdie een teaching kan kry. Hierso is die. Laat ek net gou hierso kyk. Hierso is nou 'n klomp goed hierso. Here, hoekom het ek nou nie? Ek het nou hierso 'n ding. Wag, het ek dit hierso toemaak. Ek soek 'n teaching wat ek gedoen het oor die Heilige Gees. En ek het hom hier voor my, maar die probleem is, ek het nog nie hierdie spesifieke lering, het ek nog nie in Afrikaans vertaal nie. Dat ek net gou kyk hierso of ek net iets kan kyk. Gou kyk hierso. Kyk, ons weet dat Handelinge 2 vir ons sê dat ons sal die Heilige Gees ontvang, né?
Ons weet dit. Maar ek wil 'n spesifieke vers gaan kry. Hier praat hy nou uit Jesaja 44 uit. Miskien wil nou nie, miskien wil Vader nou nie, okay. Miskien wil Vader nou nie, dat ek nou, hier is dit. Net toe ek wou wegblaai. Lukas 11. Lukas, chapter 13, verse 13. Luke chapter 13. Ek het dit voor my man Engels vertaal. Kom ons gaan net gou vinnig na Lukas 11 toe. Lukas 11. Wat ek net gou hierso. Hier's nog ander mense in die huis, so as julle iets in die agtergrond hoor. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Weet julle, ek vind daar is 'n totaal en alle tekort van die Heilige Gees in die kerk. In hierdie kerk waarin ons nou is, ek en my suster en my swaar, hulle is ook nou daar. Die pastoor is baie, hy's baie opreg. En hy soek die werking van die Heilige Gees in sy kerk. Hy soek die werking van die Heilige Gees. En hy het hierdie dryf. En as baie mense in die kerk wat al reeds byvoorbeeld in die krag van die Heilige Gees beweeg, hulle praat in tale. En hulle sing in tale. En dan is daar 'n vroutjie wat kom en dan profeteer sy so elke nou en dan. So een uit elke 4 Sondae uit. En sy doen dit gewoonlik nadat sy 'n donderdag aand 'n profetiese bediening gehad het. Sy is die enigste vroutjie by hierdie kerk wat hierdie profetiese bediening het. Sy profeteer. Maar sy is nog nie 'n profetes nie. En ons moet verstaan dat sy is byvoorbeeld besig om te oefen om dit te word. Sy is besig om dit te oefen, En ja, Here, ek sal gaan na daai skrif toe. Ek voel die Here dring my na Johannes toe. Ek moet net gou kyk, ek moet die regte skrif kry. Julle is my vriende, julle is nie meer in die wêreld nie. Daar is hoofstuk 15, 16, die trooster wat kom. Daar is hy. Hoofstuk 16, Johannes 16 vers 7, ek voel die Heilige Gees dring my om hierdie vir julle te sê. Maar ek sê vir julle die waarheid. Dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle toe stuur. Weet jy, ek lees hierdie een ou se goed van die wit leer vandag weer. En ek dink by myself, jy weet, jy het nie die Heilige Gees nie. Jy verdraai alles. Jy verdraai die Sabbat, jy verdraai die kerk toe gaan, jy verdraai die pastoor, jy verdraai alles in jou sê goed, omdat jy nie die Heilige Gees het nie, en jy hou ons boere in gevangenis. En ek kan vir julle wys, maar ek gaan, in elk geval, as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde, en van geregtigheid en van oordeel. Nee, nie daai een in jou tuis, Deborah die Rigter, is die rigtingloos, dat ek jou nou dit vertel. Sy is so rigtingloos soos die môre heeldag. Sy probeer graag aan Sine van Rensburg se voetspore loop. Sy is heeltemal rigtingloos. Maar in elk geval, kom ek sê jou, sy vat goed wat sy kry uit die nuus uit, dan maak sy 'n profesie daarvan. Sy is 'n leenaar, sy is 'n konservatiewe Christen, glad nie 'n geesvervulde Christen nie, En ek sal die duiwel uit haar uitdryf as hy voor my kom staan. Maar in elk geval, hy sal die wêreld oortuig van 3 dinge, van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dit is wat die Heilige Gees kom doen. Van sonde, omdat hulle my nie glo nie. Hier is die Christus besig om met sy disippels te praat. En in hierdie geval het hulle die Griekse naam vertaal van Isos na Jesus toe. Maar dis nie goed genoeg vir die wit leer ouens nie. Hulle moes Yeshua daar geskryf het. Dan het dit dalk beter geklink. Maar hy sê, die Heilige Gees kom om die wêreld te oortuig van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Hulle glo nie in hierdie Jesus nie. Hulle noem ons ouens wat na karismatiese kerke toe gaan, Pinksterkerke en konservatiewe kerke, hulle noem ons Baal-aanbidders. Omdat die woord Baal, die naam Baal beteken Here of Lord.
Maar wat hierdie ouens nie in hulle koppe kan kry nie, is allerhande gode en afgode, en selfs ons God was genoem Lord of Here. Ons, die Christen gemeenskap van daai tyd, het ons Here, Here genoem. En kyk nou wat sê hy hierso. Van sonde, die Heilige Gees kom van sonde, omdat hulle nie in my glo nie. Verstaan julle hoekom die Heilige Gees daar moet wees? En hoekom die Heilige Gees nie by hierdie mense is nie? Want hulle is nie oortuig dat Jesus Christus die Messias is nie. Daarom sondig hulle. Jy sien, daarom sondig hulle, en daarom kan hulle goed sê soos, God sal hulle met 'n banvloek tref van al hierdie nonsens wat hulle praat. Want hulle gaan ruk het uit die Torah uit. Van geregtigheid. Omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. Hoekom geregtigheid? Want ons kry die geregtigheid deur Jesus Christus wat vir ons op die kruis gesterf het. Dis hoe ons die geregtigheid kry. Nou sê hy wat? En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Wat sê Jesus vir ons daar? Wat sê die Messias daar vir ons deur die Heilige Gees? Die Heilige Gees gaan die hele tyd vir ons sê, dat die Seun van God, die Seun van die mens, hy wie self God is, wie die Alfa en die Omega is, gaan terugkom. Hy gaan terugkom, om die wêreld te oordeel. Hy gaan terugkom. Daarom kan ons vir Vader vra vir 'n dubbele porsie. Hoekom? Tuis, jy het 'n dubbele porsie nodig, want jy moet jou mense in jou gemeente help. En as jy nie die mense in jou gemeente help nie, dan begin jy jou eie gemeente. Maar jy begin in die krag van Jesus Christus. Jy begin in sy Heilige Gees krag. Daar's 'n kerk in Pretoria Noord. Dit is die kerk se naam is Empower. En daar's 'n kerk in die Kaap in die Strand. Dis ook Empower. Dit is 'n susterskerk. As hulle na daai kerk toe gaan in die Kaap, nee, Empower daar in die Strand. Ek sê vir jou, jy gaan die Heilige Gees daar kry. Jy gaan die Heilige Gees daar kry. As jy na Empower toe gaan in Pretoria Noord, jy gaan die Heilige Gees daar kry. Want die mense daarso soek die Heilige Gees. En hulle begin operate in die Heilige Gees. Hulle begin werk in die Heilige Gees. En daarom leer Vader vir ons uit die profete uit. Hy leer ons. Jy kan my stem hoor. Wanneer jy my stem hoor, is dis die keer wanneer ek met jou praat. Weet julle hoe baie keer staan ek hier buite en dan praat ek met Vader, nee? In die aand, hier in die einde van die aand, dan gaan staan ek buite en ek soek sy aangesig, alles is hoekkoud. Partykeer gaan kniel ek in 'n kamer, maar ek gaan buitekant toe en dan soek ek die Heilige Gees, né? En ek soek die Vader en ek hoor niks. Vader praat met my nie. Weet julle, daar's baie aande, né, dat ek gaan bid ek. Dan is my gebed 2 of 3 woorde. Net 2 of 3 woorde. Vader, jy weet wat vandag aangegaan. Jy weet waar ek is, jy weet waarmee ek besig is. Daar's nie veel om te sê vandag nie. Jy verstaan my. En dankie vir die manier hoe jy na my kinders kyk en na my kleinkinders. Ek aanbid en eer U. Hou aan my lei met die Heilige Gees. Dankie. Amen. Maar as jy 'n woord van God af nie. Maar ander aande, dan sal ek buite staan. Dan sal ek bid. Dan sal ek bid en ek sal in tale bid en ek sal bid en ek sal bid want ek weet vanaand wil Vader vir my iets sê. En dan sê hy vir my 'n eenvoudige ding. Hy sê vir my 'n eenvoudige ding. Maar daai eenvoudige ding dra my tot die volgende dag, dra my tot die volgende dag, dra my tot die volgende dag. En hy bewys homself aan my. Hoe hy my lei. Ek het nou, wat sit al 2 maande terug, vir diegene wat onthou, het ek al begin praat van, ek wil begin live gaan op YouTube. Nee, en ek wil my video's sit op YouTube. Ek kan net gou vir julle wys, ek gaan nou nie vir julle wys nie, maar ek gaan net gou hierdie ding net herlaai, sodat ek net kan sien hoeveel mense het nou al hier gekyk. Nee? Hierso op my channel content op YouTube. Ons is nou met die koffie met brood van gister, is ons nou al op 46 mense wat gekyk het op YouTube, 46. Dis nog min. Aan die einde van die dag op Facebook, as mense gekyk het, partykeer is daar oor die, ja, kom ons gaan kyk gou. Kom ons doen dit gou. Ek wil net vir julle iets wys. Hoe Vader 'n mens lei. Dis alles deel van die Bybelstudie vanaand. Dis alles deel van hoe die Bybel nou, hoe Vader hierdie ding vir my weef het. Ek het vir julle sê,
hoe hy vir 'n mens lei. Dat jy net kan verstaan, dat ek gou gaan na my eie blad toe hierso. En dan kan ons net gou vinnig gaan kyk, waar staan ons nou, en ek is nie op, ek sê dit nie op die groepe nie, moet ek gou kyk hierso, daar is nou deel 4, daar is nou, Shalom, ok, hier is koffie met brood, ok, daar is die YouTube video, môre, ok, kom ons kyk gou so. Nee, laat ek het gou kyk. Bly kalm. Ek kan dit nie eens nou meer optel nie. Maar as 'n ou nou gaan klik, laat ek het gou klik, waar kan ek nou klik? Ai tog, Jesus. Ek maak nou te veel video's. Waar is hierdie ene? Shalom almal, ok, dit is, so Thys wat Shalom sê, dan Thys, dit is nou weer een van die Bybelstudies. Hier is nou, as ons nou kyk na die mense wat nou hier so opgekom het, is 14, by hierdie koffie met brood byvoorbeeld, en 1 like, en as ek het net normaalweg gedoen het, en nie op YouTube gegaan het nie, want hierdie ding vir my, nee, hierdie ding sê nie vir my presies nie, man. Die Facebook op my foon sê vir my presies. Die punt wat ek probeer maak is met koffie met brood het ek 500, 600 mense gekry aan die einde van die dag, wat na koffie met brood gekyk het. Verskoon tog, en ek wil daai 500, 600 hê op YouTube, so die mense kan subscribe, want daar's mense daar buite wat nie Facebook het nie, soos hierdie ou wat my uit die bloute uit gekontak het, van Seil, en hy sê vir my, luister so, ek het jou koffie met brood gesien, ek het nie Facebook nie, maar ek wil hê jy moet dit live doen, dat mense kan gesels met jou, en dat jy hierdie goed kan uitkry, en ek stuur vir jou kamera, en hy het vir my ding vandag gestuur. Wat is die punt wat ek probeer maak? Ons kort die leiding deur die Heilige Gees. En hier is Elisha, en hy sê, geef my dubbele porsie. Ek soek 'n dubbele porsie. Kyk hierso. Wanneer hy gekom met die Gees van waarheid, sal hy julle in die waarheid lei, in die hele waarheid lei, in die Here waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor sal hy spreek, en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dit is die werk van die Heilige Gees, saam met sy kragwerking. Want Paulus leer vir ons uitdruklik in 1 Korintiërs 14, hoe dit moet wees in die gemeente. Het iemand 'n lied, het iemand 'n woord, het iemand 'n profetiese woord, spreek iemand in tale. Weet julle wat 'n wonderlike ervaring dit is, wanneer die Heilige Gees begin werk in 'n gemeente, en hy begin genuine werk, nee, en jy het 'n behoefte om te hoor van God, en jy self is nog nie daar nie, en jy het 'n behoefte, en iemand kom en hy staan voor jou, of sy staan voor jou, en sy sê vir jou, die Here sê ek moet vir jou dit sê. Weet julle wat 'n ervaring is dit? Ek sal vir julle sê, dit is iets anderste, want daai persoon weet niks, man, dis net die Gees van God wat weet. Selfs met Elisha, kyk wat sê hierdie ouens. Kom ons gaan gou daarso. Ek moet daarom 'n bietjie my uit 2 Konings uitpraat. Laat ek net gou hierso kyk. Goeienaand Annemarie. Kom ons kyk gou hierso. Nee man. Ek is nou hier, maar hoekom? Nee, dit is nie dit is 2 Konings, tog Richard, sorry julle. Ek is by 2 Konings 22, my 2 Konings 2 wees. Ek kon nie verstaan hoekom ek ewe skielik ander goed gaan lees het nie. Elia sê vir hom, Elisha, bly tog hier, want die Here stuur my na Jerigo toe. En julle weet wat toe gebeur het, né? En die 50 profetiese seuns het een kant toe gestaan. Kan julle verstaan dat daar almal kan die Heilige Gees kry? Want hier in hierdie geval, en ek het vir julle 'n paar keer gelees gister, was daar 50 profete seuns in die een dorp, en daar was nog 'n 50 profete seuns in die ander dorp. Hierdie ouens het presies dieselfde woorde kom sê vir Elisha, dit wat hy geweet het. Het jy geweet, jou meester gaan vandag uit jou gesigsveld verdwyn? En Elisha sê vir hulle, ja, ek weet. Hoekom? Want hy het die Heilige Gees.
Jy sien? En Elia is toe tot tata babai. En kyk wat sê hulle. En die profete seuns wat in Jerigo was, het dit op 'n afstand gesien en gesê, die gees van Elia rus op Elisha, want hy het die water geslaan. En hulle het hom tegemoet gekom en voor hom na die aarde gebuig. En vir hom gesê, kyk, hier is by u dienaars 50 kragtige manne. Laat hulle tog u Heer gaan soek, of nie. Miskien die gees van die Here hom opgeneem en hom op een van die berge of in een van die dale gewerp het. Maar Elisha sê vir hulle, Henk goeienaand, Elisha sê vir hulle, stuur hulle nie. Stuur hulle nie. Maar toe hulle tot vervelings toe by hom aanhou, sê hy, stuur maar. Kyk wat gebeur nou hierso. Hierdie ouens is nou emosioneel. Hulle luister nie nou na die gees van God nie. Hulle het gesien Elisha kan nou doen wat Elia doen, maar hulle soek Elia. Kom ons gaan soek tog vir Elia. Elisha het 'n dubbele porsie. Hy hoor onmiddellik van die Heilige Gees. En hy sê vir hulle, moenie hom nie gaan soek nie. Hulle sê, asseblief, laat ons gaan soek. Hy sê, okay. Nadat hulle aangehou het, gaan soek hom. Hulle soek toe vir 3 dae, maar hulle kry hom nie. Natuurlik kry hulle hom nie. En hulle het na hom teruggekeer terwyl hy nog in Jerigo vertoef. En hy vra hulle, het ek nie vir julle gesê, moenie gaan nie? Julle het nou vir 3 dae julle tyd gemors. En die manne van die stad het vir Elisha gesê, kyk, die ligging van die stad is goed soos my Heer sien, maar die water is sleg en die grond veroorsaak onvrugbaarheid. Hier kom nou 'n krag van die Heilige Gees ter werke. En hy antwoord, bring vir my 'n nuwe skottel en gooi daar sout in. En hulle het dit na hom gebring. Daarom gaan hy na die plek waar die water uitkom en hy gooi die sout daarin en sê, so spreek die Here, ek het die water gesond gemaak. Daar sal geen dood of onvrugbaarheid meer van kom nie. En die water het gesond geword tot vandag toe, volgens die woord van Elisha wat hy gespreek het. Tot vandag toe. Weet jy, as jy vandag na Jerigo toe moet gaan, en jy kry die stad, en jy kry 'n put water, daai put water sal gesonde water wees. Tot vandag toe sal dit gesonde water wees. Toe Jesus gekom het, het hierdie ding nie verander nie. Die water onder Jerigo of in Jerigo is gesonde water. Jy kan dit maar drink skoon. Want die Bybel sê so. Die hele aquifer van Jerigo, waarever die watertafel lê onder Jerigo, is gesonde water. Dis die krag van God. Dis die krag van God wat aanhoudend is. Dis wat ons nou hieruit kan leer. As jy ooit in Israel is, gaan na Jerigo toe, gaan drink die water. Gaan proe die water. Dan kom sê jy vir my of ek die waarheid praat. In elk geval. En daarvandaan het hy opgegaan na Bethel toe, huis van brood, né? En terwyl hy met die pad opgaan, kom daar klein seentjies uit die stad uit wat met hom spot en sê, gaan op kaalkop, gaan op kaalkop. Wat sê dit vir ons van Elisha? Hy het nie 'n haar op sy kop gehad. Hy was bless. Né? Hy was bless. Toe het hy agter hom gekyk en hulle gesien en hulle gevloek in die naam van die Here en twee beerinne, is dit 'n vroue beerin, het uit die bos het gekom en van hulle 42 kinders verskeer. Hoekom het Elisha dit gedoen? Hoekom vertel die Here vir ons hierdie stukkie? Klein seentjies kom uit die stad uit. Klein seentjies kom uit die stad uit. Kinders. En hulle kom spot met die profeet. En hierdie twee beere verskeer 42 van hulle. Hoekom is hierdie in die Bybel? Hoekom dink julle? Is hierdie verhaal in die Bybel? Hierdie verhaal is in die woord van God, omdat jy nie aan God se gesalfde mag vat nie. Wanneer iemand loop in die krag van die Heilige Gees, en jy sê hom sleg, het jy 'n probleem. Jy het 'n probleem. Die Bybel sê uitdruklik deur die Psalm, ek dink is in die Psalms, hy sê, raak nie my gesalfde aan nie. Raak nie my gesalfde aan nie. En die Here sit hierdie ding in die skrif.
as 'n waarskuwing, dat jy spot nie met mense wat met die krag van die Heilige Gees loop nie. Jy doen dit nie. Jy doen dit nie. In elk geval. En verder begin ons nou te leer van die konings. Is konings, 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 konings en nogmaals konings. En Jehosafat vra in 1 Konings 3, is hier nie 'n profeet van die Here wat ons deur hom die Here kan raadpleeg nie? Is dit nie wat jy wil hê in jou gemeente nie? Is hier nie 'n profeet van die Here wat ons net kan hoor by die Here of ons nou moet 'n kerk plant, 'n kerk bou, 'n nuwe gebou oprig, 'n nuwe voertuig koop vir die gemeente, moet ons 'n nuwe uitreiking doen, moet ons 'n nuwe sendingstasie stig, moet ons nog 'n pastoor inneem om ons te help, moet ons nog diakens aanstel, hoekom is ons finansies tekort? Is daar nie 'n profeet van die Here hier, wat ons net dat hy net vir ons kan sê, waar maak ons fout nie? Dat hy net vir ons kan rigting gee nie. Want die Here sê in Efesiërs 4, hierdie 5 het hy gegee vir die kerk. Hoekom kan julle nie vandag 'n profeet in julle gemeente hê nie? Want julle glo nie. Die leiers glo nie. Hulle glo nie. Sien jy? En wat sê hulle? Hier is Elisa, die seun van Safat, wat water op die hande van Elia gegiet het. In ander woorde, hy was sy slaaf, sy werker, kom ons sê werker. Was nie regtig sy slaaf nie, hy het hom bedien. Daarom sê Josafat, by hom is die woord van die Here. Hier weet Josafat iets. So die koning van Israel en Josafat en die koning van Edom dan na hom afgegaan. Maar Elisa het aan die koning van Elisa het aan die koning van Israel gesê, wat het ek met u te doen? Gaan na die profete van die vader en die profete van die moeder. Maar die koning van Israel antwoord hom, ag nee, want die Here het hierdie 3 konings geroep om hulle in die hand van die Moabiete te gee. Hoekom sê hy, gaan na die profete van julle vader en die profete van julle moeder? Wie was die profete van hulle vader en die profete van hulle moeder? Ag nee, die profete nie. Ja, wie was die profete? En wie was die vader en die moeder? Het was Agab en Jezebel. En die profete was die wat Baal aanbid het. Sê, gaan na hulle toe man, gaan hoor by hulle, hoekom het julle by my kom hoor? Nee? En hulle sê nee, en Elisa sê, so waar as die Here van die leerskare leef voor wie se aangesig ek staan, wat kan ons hieruit leer? Wat kan ons hieruit leer? As jy in die gees van die Here beweeg, staan jy voor die aangesig van die Here. Jy staan letterlik voor die aangesig van die Here. Jy is daar as 'n dienaar. Jy is daar as 'n helper. Jy is daar om te bedien, as ek nou dieselfde woord oor en oor kan gebruik. Né? Jy staan voor sy aangesig. Dis hoekom ek altyd sê, want dit kom by die profetiese ding. Jy kan nie sommer net goed sê nie. Jy neem verantwoordelikheid uit vir elke woord wat by jou mond uitkom. Net soos ek gesê het, die persoon wat 'n maagpyn het vanaand. Vader wil met jou praat, hy wil jou gesond maak en hy het jou gesond gemaak. Omdat hy dit geopenbaar het. Jy sien eendag aan die Here vir my sê, hey, ek het nooit gesê van daai maagpyn ou nie of vrou nie. Ek het dit nooit genoem nie. Verstaan julle wat ek vir julle sê? Ou moet baie versigtig wees, want jy doen wat? Jy staan voor sy aangesig. In elk geval, as ek nie agting gehad het vir die persoon van Josafat, die koning van Juda nie, sou ek nie eens na u gekyk het en nie eens vir jou gesien het nie. Maar bring nou vir my 'n siterspeler. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom. Hier is 'n baie belangrike lering. Net hier. As jy eendag as 'n profeet beweeg, en jy's 'n profeet in die gemeente, is dit goed om iemand te kry wat gitaar speel. Dat hulle net rustig in die agtergrond gitaar speel. Ek weet nie hoekom die Here dit doen nie. Miskien is dit Vader se ding met Dawid gewees, ook. Die harp wat hy gespeel het. En die profetiese woorde wat hy gegee het in die psalms. Vader hou daarvan, dat daar 'n snaarinstrument betrokke is by sy dinge. Vader hou van die klank van 'n snaarinstrument. Is dit nie interessant nie? Hier staan dit. En toe die siterspeler op die snare speel, het die hand van die Here op hom gekom, op Elisa gekom. En hy het gesê, so spreek die Here. Maak hierdie dal vol gate.
Julle gaan nou gate grawe, julle gaan nou loopgrawe grawe. So spreek die Here, julle sal geen wind sien nie, julle sal geen reën sien nie, en tog sal hierdie dal vol water word, sodat julle self en julle vee en julle ander diere kan drink. Ja, dit is nog te gering in die oë van die Here. Hy sal ook die Moabiete in julle hand gee. Kyk hoe profeteer hierdie Elisha. Hy sê, weet julle wat nie, grawe 'n klomp gate hierso, in hierdie dal, in hierdie vallei. Ek wonder waar is daai vallei? Want dalk sal ons nog die oorblyfsels van daai gate sien. Hy sê, gaan grawe gate in daai vallei, hier in die dal. En ek sê nou vir julle, daar gaan nie wind wees nie, daar gaan nie reën wees nie, maar voordat jy die oë kan uitvee, is hy gate vol water. Hy sê, ja, jy weet, en as dit toch nog gering is vir die Here, ja, hy gaan ook julle vyande in julle hand gee. Weet julle wie kort nou 'n profeet? Israel. Vandag se Israel kort 'n profeet. Want hulle is besig met dinge wat hulle, ek sê vir julle nie, hulle hardloop op emosie. Dis wat hulle doen. Maar in elk geval. En julle sal elke versterkte stad en elke uitgesoekte stad oorweldig, en elke goeie boom omkap en al die waterfonteine toestop, en elke goeie stuk grond sal julle met klippe bederwe. En die volgende môre, omtrent die tyd dat hulle die spysoffer bring, kom daar meteens water van die kant van Edom af, sodat die land vol water geword het. Dit gebeur so. Nou tussen vers 19 en vers 20 het hulle gaan gate grawe. Hulle moes, want Elisha het so gesê. So daar het hier die hele weermag besig om gate te grawe. Kan julle indink? Ek moet 'n movie maak van die goed. In elk geval, meteens kom daar water van die kant van Edom af. Water kom net, dit lyk soos 'n vloed man. Dit kom net soos 'n tsunami en maak hy dal vol water. En hulle weet nie waar hy water vandaan kom nie. Hulle weet net dit kom van Edom se kant af. En toe die Moabiete hoor dat die konings opgetrek het om teen hulle veg, is hulle opgeroep. In elk geval, hulle het hulle gereed gemaak. Terwyl hulle die môre vroeg hulle gereed maak en die son oor die water opgaan, hulle sien, die Moabiete sien hierdie water in hierdie dal. Sien die Moabiete op 'n afstand, die water is rooi soos bloed. En hulle sê, dit is bloed. Die konings het sekerlik mekaar aangeval en die een die ander verslaan. En nou op die byt af, julle Moabiete. Maar toe hulle by die laar van Israel kom, het die Israeliete hulle gereed gemaak en die Moabiete verslaan, sodat hulle voor hulle uitgevlug het en hulle het dieper ingetrek en die Moabiete verslaan. En hulle het hulle stede verwoes en presies soos wat Elisha gesê het. Elisha was 'n anderste tipe profeet. Hy het goed gedoen wat ander profete nie gedoen het nie. Grawe grate man, grawe grate. Grawe gat. En dan gaan water kom. Geef my 'n dubbele porsie, Pieter. Goeienaand. En hy het 'n dubbele porsie gekry. Roep die beere uit man, die beere sal hulle verwoes. Elisha het ander goed gedoen. Ander tipe goed. Nee, 'n ander tipe profeet. En ons kan uit sy lewe ook baie leer. Maar kyk wat baie interessant is. Bladsy is 7:15. Ons sal 2 Konings 4 behandel dalk donderdag aand. Sal maar kyk. Maar Elisha, sal jy sien in 2 Konings 4, onthou hy het 'n dubbele porsie gekry van Elia. Nee? Hy het Elia se mantel, hy het 'n dubbele porsie gekry van Elia. En iets interessants gebeur in 2 Konings 4, waar daar ook iemand is wat sterf, waar daar ook giftige kos is en al sulke goed, en waar Elisha olie, was dit olie? Ek sê, dit is nou olie wat ek kry, olie, waar hy ook dieselfde wonderwerk doen, soos wat Elia gedoen het wat die olie aanbetref. En dis 'n dubbele porsie. En ons sien dieselfde het gebeur met Abraham en Isak, wat hulle vrouens gesê het, dis nie my vrou nie, vir die een koning. Onthou julle daai verhaal, waar Abraham gesê het, Sarah is nie sy vrou nie, en die koning het gesê, ja, jy sou my laat sondig het, want jy is getroud met haar. Ja, maar sy's like my halfsuster, jy weet. Jy sou my laat sondig het. Kan nou nie op die koning se naam kom onmiddellik nie. En Isak het dieselfde gedoen met Rachel. Rachel, ja. Dieselfde gedoen, dieselfde koning.
En so leer ons iets anders uit hierdie verhaal uit. Nee, en Salomo sê, daar's niks niets onder die son nie. Daar's niks niets onder die son nie. As jy stap in die gees van die Heilige Gees, as jy stap in die Heilige Gees soos 'n profeet voor God, en jy staan voor sy aangesig, Pieter, Thys, Christo, Henk, en jy staan voor sy aangesig, nee, kan jy ook kruike laat vol olie loop as Vader dit vir jou sê. Want hy sê vir ons in sy Nuwe Testament, sê hy vir ons, as jy vir die berg sê, gooi jouself in die see, dan sal dit so vir jou gedoen word. Elisa sê, grawe gate, daar kom water. Elisa sê, gooi 'n bietjie sout in die water. Bring die sout, man, geef my 'n bietjie sout. Gee gou vir my 'n bietjie sout. En ons gooi die sout in die water. En die water is gesond. Wonderwerke op wonderwerke op wonderwerke. Dit is wat ons kan leer uit die profete uit. En Vader se groot les vir ons uit hierdie ding uit is, julle kan ook. Ek het julle vir my gees vir julle gegee. Die dag wat jy wedergebore geword het, het jy my gees gekry. Jy kan ook. Vader, maak tog ons oë oop vir die Heilige Gees. Help ons om hierdie goeders te verstaan. Help ons dat ons teologie eenkant, ek kan nie eens die woord uitspreek nie, teologie, dat ons teologie eenkant toe skuif en niks daarmee te maak het nie. Sodat ons kan doen wat U wil hê ons moet doen. Dat ons kan stap in die krag van die Heilige Gees en hierdie land kan verander, Vader, dat ons die mense se harte terug kan verander na U toe, na die Vader toe. Ons bid dit in die naam van Yeshua, in die naam van Jesus, dis dieselfde woord, net in 'n ander taal. Ons bid dit, Vader, in Jesus naam. Help ons, gee vir ons dubbele porsie van die Heilige Gees, Here. En Here, laat die Heilige Gees vir ons reinig en skoonmaak voor U, sodat wanneer ons voor U staan, in U aangesig aanskou, Vader, dat ons kan sonder spikkel, sonder swart, sonder sonde kan wees voor U. Vader, soos wat U vir ons reinig, aanhoudend en aan mekaar. En ons sê vir U dankie daarvoor in Jesus naam. Prys die naam van die Here, man. Daar sê julle, 'n goeie aand vir julle ook. 'n Goeie aand vir julle en 'n goeie aand. Alles wat mooi is.